Dag sê vriende, ek gaan vandag vir julle 'n baie spesiale verhaaltjie voorlees. Dit is my heel eerste verhaal, wel nie heel eerste nie, maar dit is waar my skrywersloopbaan begin het. Dit is waar die passie in my hart tot uiting gekom het. Op 'n baie laat stadium in my lewe, maar nietemin. Dit is 'n ware verhaaltjie, dit het 'n ruk terug met ons gebeur. En ek het toe besluit om die komiese voorval te verwoord. En hier is hy, sy naam is Kort Treetjies. 'n Wyle terug beleef ek die volgende voorval. Manlief is sterwend op pad na dood toe. Neerstene. Maar dit is nou nie my storie om te vertel nie. Ek sal egter dit sê, 'n man in pyn is 'n elendige wese bitter ver van sielsaligheid af. Nietemin, so is ons aan die jaag van ongevalle na sonarafdeling, na spesialis, na teater en uiteindelik terug na 'n hospitaalbed. Ek voel of ek die een is wat narkose ontvang het na al die gejaag. Daar was nie tyd vir stilstaan, wat nog iets te eet of drink in die hele proses nie. En soos dit mos nou met hierdie dinge gaan, is pappa nou wakker en honger en middagete is nou net bedien, so hy moet nou wag vir aandete. Goeie en getroue eggenoot wat ek is, hardloop ek af na die honddierkiosk in die hospitaal om tog net die tweede sterwensnood vir die dag af te weer. Koop 'n paar koeldranke, bietjie lekkers en neute, Landbou Weekblad, ek weet mos wat is die volgende ding wat hy gaan soek, en 'n pakkie gedroogde mango repe, om die darmes weer aan die gang te kry, sien. Terug in die saal, pak ek die ware in die laai en maak vir my koeldrank en die pakkie mango repe oop. Ek eet lustig saam. Toe die klokkie vir die einde van besoektyd lui, besef ek my fout. Die mango repe op 'n leë maag kan mos nou net probleme afgee. Ek groet taamlik kort af, want my darmes begin reeds waarskuwend optree. Dink waar het ek die mannetjie en vroutjie bordjies gesien en onthou toe daar's 'n geriefie net by die ingang, of is dit nou uitgang, gegee my huidige posisie. Kort treetjies, Sarita, kort treetjies, probeer ek myself kalmeer. Op 'n stadium gaan staan ek potstil. Kan nou nie eers 'n kort treetjie waag nie. Ek bekyk die Hoëveldse kosmos toneel teen die muur, asof ek in my lewe nog nooit 'n kosmos gesien het nie. Hoe ek daar staan met serene kalmte op my gesig, kan ek nie verduidelik nie. Want binne in my is dit alles behalwe. Toe ek voel of ek darm weer kan waag om te beweeg, is dit met versigtigheid. Kort treetjies, Sarita, kort treetjies. Net voor ek die geriefie reikhalsend bereik, storm hier 'n dame van 'n ander etiese oorsprong by my verby die kleedkamer in. Sy is al besig om haar gordel en broek los te maak, sommer so in die draf. Ek voel my nog verstom aan haar inhibisievrye handelswyse, maar daar's nie tyd nie. Kort treetjies. Ek haal die middelste hokkie net. Alles gebeur in een handeling. My multifunksionaliteit in topversnelling, sluit ek die deur agter my, draai om, trek af, gaan sit. 'n Klank verlaat my liggaam, wat ek dink tot in intensiewe sorg gehoor word. Ek is nie dankbaar, hulle het nie 'n noodspan uitgestuur nie. Die dame wat flissies voor my in die hokkie neffens my ingestorm het, hak af met 'n ja. Intussen het daar ook iemand in die laaste hokkie ingegaan en sy sê so ewe, "It wasn't me." Nodeloos om te sê, ek het daar gesit tot ek doodseker was, niemand behalwe ek is meer teenwoordig nie. En lekker vir myself gelag. Nood is nood, ons kom almal een of ander tyd daar. Ek hoop ek het 'n glimlag op jou gesig gelaat. Daar sê, dit julle het rarig met my gebeur. Geniet hom.